Hi geliefdes, ek is Karen en hierdie is Magse se Wildsbok. Ons is nog steeds in die joernaal. Hierdie was 'n woord wat ek dit lyk my dit was ook die 20ste November. Julle sal sien op een van die ander video's het ek ook gepraat van die 20ste November 2024 wat ek woord gekry het. Maar hierdie is nou 'n bietjie anders. So kom ons ek gaan net lees. Ek gaan 'n stukkie lees wat ek geskryf het en dan gaan ek net vir julle 'n vers by dit gee. So die woord wat die Here vir my gegee het die dag. Hulp kom nie altyd in die vorm wat jy verwag nie. Oor ons een ding vra en dit nie kry soos ons gedink het nie, of soos wat ons gedink het dit moet gebeur nie. Dan dink ons die Here hoor ons nie. Dis nie waar nie. So baie keer vra ons vir iets en ons kry nie presies wat ons voor gevra het nie. Dan dink ons, die Here hoor my alweer nie. Ek is alweer hier in die dogbox. My gebede tref die plafon, dit gaan nêrens heen nie, die Here hoor my nie. Hy weet wat werklik goed is vir ons en wat nie. En meeste van die tyd soek ons wat nie goed is vir ons nie. Is dit nie waar nie? Baie keer vra ons vir dinge wat ons nie eintlik moet kry nie, wat ons nie eintlik eers nodig het nie, en wat nie deel van die plan is wat die Here vir ons het nie. Maar dan karring ons aan, Here, ek wil dit hê. En dan, not today my child, dis nie vir jou nie. Maar kom ons lees skrif ook. So Jeremia 29 vers 11 en ek seker almal ken hierdie een baie goed. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Nou kom ons dink daaroor. Ons weet nie altyd wat is goed vir ons nie, maar die Here weet wat is goed vir ons. En hy het al vooruit beplan wat se plan hy vir jou lewe het, wat hy met jou wil doen, maar ons is hardkoppig en dan stap ons dit nie. Dan wil ons iets hê. Dan is dit nie goed vir ons nie, dis nie wat ons nodig het nie en dis nie die plan wat die Here vir ons het nie. So, dan kry ons nie wat ons voorvra nie. En omdat ons nie kry wat ons voorvra nie, dan dink ons, okay, so die skrif is nou vals, of die Here gee nie om oor my nie, of dit is nie vir my nie. Maar partykeer is dit dalk vir jou bedoel. En dis net nog nie die regte tyd nie. So ons moet geduldig wees en wag op die Here. En ons moet vertrou dat hy het planne vir ons. Hy weet wat's goed vir ons. En sy planne is goed. Ons sê mos altyd, God is good. Nee? So as hy goed is, dan moet ons dit glo. Dan moet ons glo dat sy planne vir ons ook goed is. En hy sal dit laat gebeur op die regte tyd. Hy sal dit laat gebeur op die regte tyd. Ek kan nou net nie onthou waar is die skrif nie. Ek dink dit is in Jesaja 43 iewers wat hy sê, at the right time, I the Lord will make it happen. Ja, julle kan my in die comments maar net reghelp. Ek dink is Jesaja 43. Miskien is dit 45, maar dis daar iewers. I the Lord, at the right time, I the Lord will make it happen. Hou vas daaraan. Wanneer die tyd reg is, gaan die Here die werk in jou lewe doen. Moenie dit laat gaan nie, en moenie opgee nie. En net omdat hy jou nie antwoord nie, beteken nie hy's nie daar nie. Hou vas aan sy woord. Hou vas aan die beloftes van sy woord, want hierdie is 'n belofte vir jou. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Dis 'n belofte. Dis 'n belofte dat hy 'n toekoms aan jou wil gee wat gevul is met hoop, liefde en goeie dinge. So vertrou hom. Hy weet wat die beste is vir jou. En net omdat iets nie uitwerk soos wat jy dit wil hê nie, vertrou hy het nog steeds 'n plan. Daar's 'n rede hoekom hy wag om dit vir jou te gee. Of daar's 'n rede hoekom hy dit nie vir jou gee nie, want sy plan vir jou lewe is anderste. Maar geliefdes, mag julle 'n wonderlike dag hê. Ons gesels weer op 'n ander dag.